Ons groet ook elkeen wat nou elektronies by ons oggenddiens aansluit. Mag ons elkeen vandag ook deur God toegerus word om as sy kinders hier op aarde voluit vir hom te lewe en om te dien met opregte harte, met ywer, met oorgawe en met toewyding. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U bring ons vanoggend al die lof en eer, al die dank, die aanbidding en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Omdat U die een is wat hemel en aarde so wonderbaarlik geskep het. Omdat U vir elkeen en vir alles in die skepping 'n plek gemaak het. Omdat alles met 'n plan en 'n doel mooi uitgewerk is. Omdat ons deel kan wees van U koninkryk, omdat ons U kinders kan wees, prinse en prinsesse. Ons kom aanbid U omdat U uit liefde vir ons U self ontledig het en mens geword het. Omdat U aan die kruis onskuldig gesterf het, sodat ons wat skuldig is, vrygespreek kan word. Ons aanbid U omdat Christus uit die dood opgewek is. En omdat ons donderdag weer Hemelvaartdag kon vier. En kon terugdink daaraan dat hy die oppergesag in die heelal is. In Hebreërs 1 lees ons ook hoe dat hy selfs aan die engele opdrag gegee het om hom te aanbid. En daarom, Here Jesus, aanbid ons U. Soos Thomas wat voor U neergeval het en gesê het, my Here en my God. So val ons ook voor U neer. En bely ons dat U ook ons Here en ons God is. En so kom ons dan, Vader, Seun en Heilige Gees, vanoggend hier in U huis byeen, om saam met ons medegelowiges vir U te loof en te prys en U te aanbid, om U te dien, maar om ook te hoor wat U deur die woord en deur die Gees vir ons wil sê. Dis ons gebed, Here, dat U met elkeen van ons sal praat. En of ons nou hier in die kerkgebou is, en of ons dalk iewers op ons selfone of televisies of rekenaars na hierdie boodskap kyk, dat elkeen van ons werklik die betekenis daarvan sal besef en verstaan, en dat ons ook ons lewens dienooreenkomstig sal inrig, sodat U deur alles wat ons sê, dink en doen, geëer en verheerlik mag word. En ons aan U al die lof en eer sal bring wat U tot in ewigheid toekom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het ek vir Rex saam met my gebring. Hy is ons Tyrannosaurus Rex. En jy hoef nie bekommerd te wees nie, hy gaan nie groter word as wat hy nou is nie, en hy is ook nie baie gevaarlik nie. Maar ja, baie leergierig. Goeiemôre Rex, hoe gaan dit? Hallo julle. Ag nee, dit gaan baie goed met my. Ja, dankie. Hoe gaan dit met julle? Nee, met ons gaan dit ook goed, dankie. Die meeste van ons hoes daarom nie te erg of te veel nie. En die van ons wat siek was, is daarom oor die ergste. En die ander is nog maar 'n bietjie besig om te stoei met die griep. Maar ja, oor die algemeen gaan dit goed. Ag nee, want dan is dit goed as dit oor die algemeen goed gaan. Maar ek het 'n vraag om te vra.
Ek het so gedink, ja, want die een wat vra bly net 'n rukkie dom, en die een wat nie vra nie, bly vir altyd dom. Ja, dis waar. En ja, die enigste dom vraag is die vraag wat nooit gevra word nie. Nee, dit is so. So wat is jou vraag? Ek het gehoor daar's mense daar in die bosse van die Amazone en oral wat baie alternatief is en wat nog niks weet van die beskawing nie, nog nooit gehoor het van 'n Bybel of van Jesus nie. Word sulke mense gered? Dis 'n baie goeie vraag. Een van die kinders by die skool het juis hierdie week ook vir my daardie vraag gevra. Ja, dis nogal iets waaroor ek wonder. Ek wonder watter mense word gered en watter mense word nie gered nie. En ja, ek hoop ek word dan ook gered. Ja, kom sit hier agter en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. En dit is nogal 'n baie belangrike vraag om oor na te dink. En die antwoord is nie heeltemal so eenvoudig en voor die hand liggend soos wat baie mense partykeer dink nie. As ons dink aan die aarde en ons dink aan hoe die mense op aarde lewe en wat die mense op aarde alles aanvang, dan wonder 'n mens wie op aarde kan gered word. Net vanoggend toe ek in my motor klim en begin kerk toe ry om alles te kom regsit vir die erediens, toe hoor ons oor die radio nuus van een of ander bendeleier, krimineel, misdadiger, smokkelaar van renosterhorings wat by sy werkplek tereggestel is. En dit was die tweede poging op sy lewe. Hierdie keer was dit suksesvol gewees. Ja, is 'n deurmekaar wêreld met mense wat die allerverskriklikste goed doen, wat sommer mekaar uitmoor as die een en die ander een se pad is. As die ander een verhoed om sy rykdom te vergader op watter manier ook al. En as ons dink hoe die mensdom die planeet verwoes, ons het juis ook gepraat oor hoe vreesaanjaend daar mense in die geskiedenis was met Hemelvaartdag en hoe baie diere daar al is wat heeltemal uitgesterf het en dis maar meestal as gevolg van die mensdom. Dan wonder 'n mens wie op aarde kan gered word. Is daar enige iemand wat gered kan word? Hoe lyk hierdie mensdom op aarde? Ja, daar is primitiewe mense, soos wat Rex nou gesê het, in ons oë primitief, wat nog nooit van 'n Bybel of van Jesus gehoor het nie. Wat word van hulle? Word hulle gered? Dan leef ons in 'n pluralistiese, multireligieuse wêreld. Nou wat beteken dit? Dit beteken ons leef in 'n wêreld met groot verskeidenheid en baie verskille. Almal is nie dieselfde nie. En daar is vreeslik baie godsdienste. Daar's baie gode wat deur baie verskillende mense op baie verskillende maniere aanbid word. Word almal gered? Of hulle nou Christene is, of hulle moslems is, of hulle Jode is, of hulle Hindoes is, of hulle Boeddhiste is, of Konfusianiste, of Bahiste, of watter ander godsdienste mens ook al aan wil dink, word hulle ook gered? Word almal gered? Dan kry ons ook mense wat die kerk selektief gebruik. Selektief beteken uitsoekerig. Hulle soek net sekere aspekte van die kerk uit. En hulle het 'n verbruikersmentaliteit. Hulle gebruik die kerk net soos wat hulle die kerk nodig het. Soos iemand wat Checkers toe gaan net omdat hy Checkers nodig het, of Pick n Pay omdat hy Pick n Pay nodig het. Verbruikersmentaliteit. 'n Dominee moet hulle iewers by 'n venue trou. Mense trou nie meer vandag in die kerk. Daar's oral trou venues en hulle trou daar by die venues en die dominee moet soontoe kom en hy moet hulle daar kom trou. Baie mense wil graag gedoop word. En as hulle dan nou in die gereformeerde tradisie is soos ons,
dan wil hulle ook hulle kinders doop as deel van die verbond wat God met ouers het, wil hulle ook die kinders laat insluit by hierdie verbond. En of hulle nou gelowige ouers is wat altyd in die kerk kom of nie, hulle wil graag hê dat die dominee ook hulle babatjies moet doop. Maar een ding wat baie mense die kerk graag voor wil gebruik, is vir 'n laaste eerbetoon. Hulle wil graag uit die kerk begrawe word. Hulle wil graag hê, daar moet vir hulle 'n gedenkdiens gehou word in die kerk, wanneer hulle te sterwe kom. Andersins sit hulle nooit hulle voete in die kerk, maar daai dag word hulle hier ingestoot op die staaltrollie, wanneer hulle binne in die houtkus is. Word hulle gered? Hulle wil graag hê die dominee moet daai dag sê, ja, hulle word gered. Maar word hulle gered? En dan kry ons deesdae al hoe meer dat daar sommige mense is wat hulle self as Christene beskou, maar hulle beoefen hulle gebed en hulle geloof en hulle Bybelstudie in privaatheid. Hulle voel hulle self om verskeie redes, meestal kritiese redes, krities teenoor die kerk, omdat die kerk een of ander iets doen wat volgens hulle nie reg is, nie meer deel van 'n kerk. Hulle beoefen hulle godsdiens by die huis, waar hulle self Bybelstudie doen, self lees uit die Bybel, self bid, self praat met mekaar in hulle huis, met hulle huisgodsdiens, maar hulle sit ook nie hulle voete in die kerk nie. Word hulle gered? Al meer mense reg oor die wêreld bevind hulle self buite 'n godsdienstige konteks. Met ander woorde, hulle hang geen godsdiens aan nie. As 'n mens vir hulle statistiek vorm gee om in te vul, en daar's 'n kolommetjie wat sê godsdiens, dan skryf hulle daar none. En daarom word hulle religious nuns genoem. Word hulle gered? Dan vra die kind vandag of die week by die skool ook vir my, maar is daar regtig 'n hel? En is dit regtig ewigdurend? 'n Mens doen vir 'n klein rukkie tydelik sondes, maar nou moet jy vir 'n lang tyd, vir ewig hel toe gaan. Is dit regtig so? Sal 'n God van liefde, wat ook liefde is, want die Bybel sê God is liefde, regtig so wreed wees om iemand vir ewig, vir altyd, so lank in 'n helse vuur te laat verbrand, net oor 'n paar klein ou sondetjies? Regtig? Is daar regtig so 'n plek? Gaan 'n mens regtig brand? Gaan dit regtig vir ewig wees? Dis goed waaroor mense wonder. En dan is daar Jesegiel 18 vers 32 wat baie mense baie goed ken. Veral die eerste gedeelte van die vers. En daar staan, dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here, my God. Dis nie God se wil dat ons moet doodgaan en sterf en hel toe gaan nie. En daarom kom baie mense dan tot die gevolgtrekking, as dit God se wil is, dat die mens moet lewe en nie sterwe nie, dan beteken dit mos dat almal oral en altyd gered word. Dis mos 'n logiese afleiding uit hierdie sinnetjie uit. Maar wat gebeur as 'n mens die tweede gedeelte van die vers ook lees? Wat staan daar? Wie kan vir my sê? Baie van ons weet, hierdie eerste deel van die vers sê, dis nie sy wil dat ons moet sterf nie, maar dat ons moet lewe. Maar wat sê die res van die vers?
Die res van die vers sê, die mens moet hom bekeer en bly lewe. So om te kan bly lewe is bekering noodsaaklik. En bekering het te doen met sondebelydenis, met God se vergifnis, met vrede maak met God en met jouself, met jou naaste. En baie belangrik, om die sonde te laat staan. Dis wat dit beteken. God wil hê ons moet lewe, maar om te kan lewe moet ons tot bekering kom, sodat ons nie sterwe nie, maar kan lewe. God wil hê ons moet dus aan hom gehoorsaam wees, en as ons nie is nie, moet ons tot bekering kom, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie hoe dat Lukas 13 en Matteus 7, wat die ooreenstemmende gedeelte is, hieroor praat. Die opskrif is die smal deur, en hierdie keer is dit nou regtig Lukas. Verlede Sondag het daar gestaan op die skerm Handelinge, terwyl dit eintlik moes Lukas 24 wees. Dankie Corrie dat sy dit raak gesien het en vir my daarop gewys het ook, en ek vra om verskoning vir daardie tikfout. Dit moet Lukas wees, en hierdie keer is dit regtig Lukas. En die opskrif is die smal deur, vers 22. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan. En om nou deur die stede en die dorpe te kan gaan, moes hy tog op paaie loop. Paaie tussen die stede en die dorpe. En terwyl hy op hierdie paaie geloop het en tussen die stede en dorpe deurgegaan het, het hy oral die mense geleer. Toe kom iemand na hom toe en vra vir hom: Here, is die wat gered word, maar min? Met ander woorde, nie baie nie. Jesus se antwoord is: span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep: Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord: ek weet nie waarvandaan julle kom nie. Dan sal julle sê: ons het saam met u geëet en gedrink en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê: ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Ja, die gedeelte begin met die vraag: Here, is die wat gered word min? Jesus se antwoord is nie ja, hulle is min, of nee, hulle is baie nie. Hy sê: span julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar dit nie reg kry nie. So wat hy eintlik sê is, die wat dit reg kry, dis nie baie nie. Dis min wat dit reg kry. En in die ooreenstemmende gedeelte in Matteus 7, vers 13 tot 14 lees ons: gaan deur die nou poort in, die smal deur, die nou poort. Die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur gaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, dis smal,
en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min. Dis baie duidelik, dat die hoeveelheid mense wat gered word, in die minderheid is. Sonder enige vrees vir teenspraak, sou ons daardie afleiding kon maak uit hierdie gedeelte. Die meerderheid mense gaan nie gered word nie. Die meerderheid mense se uiteinde is die hel. Die wat gered word, is min. Nou dis vir ons, in ons konteks waarin ons leef, waarin demokrasie verhef word tot die maatstaf, en die meerderheid gewoonlik die besluite bepaal, want ons stem mos, wanneer ons 'n besluit moet neem, en die gedagte of idee of keuse wat die meeste stemme kry, is gewoonlik die ene wat ons volg. 'n Wêreld waarin jong mense vir hulle ouers sê, wanneer hulle vir hulle ouers vra om iets te doen en hulle ouers sê nee, maar almal doen dit dan. 'n Wêreld waarin die meerderheid se stem tel en wat die meerderheid doen, die ding is wat almal graag wil doen. Maar Jesus se woorde is die teenoorgestelde daarvan. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Dit beteken ook nie dat in sekere besluite die meerderheid altyd verkeerd is nie. Maar as dit kom by die saak van wie word gered en wie nie, is die meerderheid nie reg nie. Die minderheid is die wat wel gered word. As die eienaar eers die deur toegesluit het ons in Lukas gelees, sal julle buite staan en klop, maar hy sal antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom. En in 'n ooreenstemmende gedeelte in Matteus 7 vers 21 sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. As ek nie God se wil doen nie, as ek gehoorsaam is aan God se wil, is my kans om gered te word min. En dis iets wat ons skynbaar nie mooi verstaan nie. Want ons leef al hoe meer in 'n tyd waarin mense self wil besluit wat hulle wil doen. Hulle besluit self, hulle wil nie kerk toe gaan nie, want daar's alles verkeerd met die kerk. Die dominee praat te lank, en hy praat te hoog, en hy praat te moeilik, en die preke is onverstaanbaar, en is vervelend, en die mense sing so temerig, en dit is so gevrek in die kerk. En die ander klomp sê weer, nee, die kerk is weer te lewendig, en daar gaan weer te veel goed aan, en dis weer te besig, en dis allerhande kritiek teen die kerk. Maar hoekom is die kerk daar? Die kerk is daar, want God het die kerk ingestel. En God het 'n opdrag gegee, in Hebreërs 10 vers 25, moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. Maar moedig mekaar aan om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Dis God se wil dat ons moet kerk toe gaan. So ek kan nie besluit dat ek maar op my eie by die huis in privaatheid kan kerk hou nie. Want dis nie kerk nie. Kerk is om saam te wees met die gemeenskap van die gelowiges. Kerk is om saam met medegelowiges die Here te loof en te prys en te dank. Kerk is om saam te luister na die verkondiging van God se woord. En God het geweet dat ons dit nodig het, want hy wil hê dat die kerk moet funksioneer soos 'n liggaam. En daarom het hy vir ons as liggaamsdele van die kerk gawes gegee. En hoekom gee hy vir ons gawes? Sodat ons
die liggaam van Christus daardeur kan opbou. Gaan lees maar 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4. Ons is nie hier op aarde ter wille van onsself nie. As gelowiges is ons deel van die kerk en moet ons kerk toe gaan sodat ons ons gawes kan gebruik om mekaar daardeur op te bou. Om mekaar daardeur te dien. Om mekaar daardeur te bemoedig en in mekaar se geloof te help versterk. Het julle gehoor hoe baie keer gebruik ek die woord mekaar? 'n Christen kan nie in isolasie leef nie. 'n Christen moet deel wees van die gemeenskap van die heiliges. Dis God se wil. En as ek dit nie doen nie, dan raak ek een van die baie. Nie van die min nie. Want baie gaan nie meer kerk toe nie. Min kom nog kerk toe. Sien julle die verskil? Daar gaan wees wat sê, maar Here, ons ken nie dan, ons het saam met U geëet en saam met U gedrink, U het op ons strate mense geleer, ons het U gesien hier rondloop onder ons. Baie sal daardie dag vir my sê, in die ooreenstemmende gedeelte in Matteus 7 vers 22, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, hulle was selfs predikante, profete, het ons dan nie in U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie. En wat sal Jesus antwoord? Die wat gered word is min. Hy sal sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. God se wil gehoorsaam nie. Maak dat julle van my af wegkom. Ons het 'n Afrikaanse woord wat ons baie keer vir honde gebruik, maar wat eintlik maar is wat hier gesê word. 'n Woord wat begin met 'n V en eindig met 'n K. Ek gaan dit nou nie hardop sê nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, sê Matteus 7 vers 23. Gaan weg van my af, is weer daai woord. Julle wat die wet van God oortree. As ons nie doen wat God se wil is nie, dan is ons van die baie, nie van die min nie. Dan is ons op die breë pad, nie op die smal pad nie. So almal in die wêreld word nie noodwendig gered nie. En wanneer ek dit sê, is dit nie omdat ek mense wil veroordeel nie, want dit is nie my reg om te veroordeel nie. Dis God se reg. Ek sê maar net wat God in sy woord sê. En in sy woord sê hy, as jy sy wil oortree, dan ken hy jou nie. Dan stuur hy jou weg. Wat gebeur met die wat weggejaag word? In Lukas staan daar dat julle sal huil en op julle tande kners wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe gejaag word. En dit beteken eintlik maar die hel, waar die geween en die geknars van tande sal wees. Julle almal het seker al die grappie gehoor van die pastoor wat so opgewonde geraak het toe hy die gedeelte gepreek het en een van die lidmate sit daar en hy smile, maar hy het nie tande nie, hy het net gums en toe sê die pastoor vir hom, en die van julle wat nie tande het nie, gaan na tande gesupply word, maar kners sal julle kners. Dis wat met die gebeur wat weggejaag word. Maar wat gebeur met die wat wel gered word? Daar sal baie mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, met ander woorde uit al die windrigtings en orals af, en hulle sal aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. En nou moet ons verstaan, in die Bybelse tyd, as iemand jou uitnooi vir 'n feesmaal,
dan beteken dit jy is met daardie persoon in die regte verhouding. Julle het 'n gesonde verhouding met mekaar. En baie keer wanneer 'n mens dan nou 'n slegte verhouding met iemand gehad het, en jy het vrede gemaak en die vyandskap laat staan en die woede het bedaar en julle het mekaar vergewe. Nou wanneer ons dit vandag doen, dan steek ons die hand uit en ons sê ek is jammer, vergewe my, en ons vergewe mekaar, ons maak vrede, ons sal mekaar selfs 'n drukkie gee. Maar in die Bybelse tyd het hulle gesê, kom eet by my. Dis hoe hulle die vrede wat hulle gemaak het, simbolies uitgebeeld en voorgestel. En dis hoekom Psalm 23 eindig met 'n feesmaal. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. En dis waarom in die verhaal van die verlore seun, toe hy terugkom en die palm daar in die verte uit sien kom, hardloop hy hom tegemoet. Hy ontvang hom met oop arms, hy gee vir hom vergifnis, die verhouding word weer herstel. En wat sê hy? Maak 'n feesmaal gereed. Dis wat dit beteken. Die feesmaal in die koninkryk van God beteken daar het versoening en vrede gekom tussen my en God. Ons is nou in 'n gesonde verhouding met mekaar. En daarom deel ek vir ewig in sy hemelse vreugde. En is ek in sy koninkryk. Onthou net, sê Jesus verder, daar is laastes wat eerste sal wees en eerstes wat laaste sal wees. En dit dui daarop dat daar sekere mense is wat in die oë van die samelewing van die meerderheid een kant uitgeskuif word, omdat hulle in Jesus glo. Hulle is laaste in die oë van die samelewing, maar eerste in die oë van God. Dis waarop dit neerkom. Het gaan oor verlossing. Verlossing van jou sonde, wat deur Jesus Christus bewerkstellig is. Het gaan oor 'n ewige lewe in die hemel, by God, waar jy saam met die engele besig gaan wees om hom te eer, en te verheerlik, en te dien, en te aanbid, te loof, en te prys. Dis wat gebeur wanneer jy gered word. Dis die teenoorgestelde van die hel, waar God nie teenwoordig is om jou te seën en vir jou verligting te bring vir jou wonde nie, vir die gebrand nie. Daar is God net teenwoordig om te straf. Maar in die hemel is jy in God se teenwoordigheid, waar hy jou seën, waar hy jou trane afdroog, waar hy jou stikkende hart heel maak, waar hy jou wonde genees, waar daar nie meer pyn en lyding en swaar kry en enige aaklige ding is nie. Net vreugde en ewigdurende vrede. Donderdag het ons hemelvaart gevier. En Jesus se hemelvaart is juis vir ons die waarborg dat ons ook hierdie ewige vreugde van God in die hemel sal ervaar en beleef. Ons het daarvan gelees so rukkie terug uit Johannes hoofstuk 6, waar Jesus gesê het, dit is nie wil van my Vader dat elkeen wat die Seun sien en hom glo, die ewige lewe sal hê. So, om God se wil te doen en aan hom gehoorsaam te wees, moet ek in Jesus glo. Jesus praat met mense wat hom sien, maar wat nie in hom wil glo nie. Hy sê, julle moenie net my sien nie, julle moet ook in my glo. Soos wat Thomas uiteindelik gedoen het, later in die Johannes Evangelie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. En julle onthou toe ons oor hierdie gedeelte gepraat het, hoe baie keer het ons gelees, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Dis wat gebeur met die wat gered word,
Soos Jesus uit die dood opgestaan het, gaan hulle ook uit die dood opstaan. Soos hy opgevaar het na die hemel toe, gaan hulle ook opvaar na die hemel toe. In vers 47 sê hy, dit verseker ek julle wie in my glo, het die ewige lewe. Ja, ek het in die begin gesê, die wat gered word is min. En nou kan 'n mens maklik twyfel, maar as ek een van die wat gered word. Johannes 6 vers 47 gee vir jou die versekering, as jy in Jesus glo, dan doen jy mos wat God wil hê jy moet doen, en dan het jy die ewige lewe. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus vir hulle, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So net deur Jesus kan ek gered word. As ek dan nou een van die ander gode in die wêreld aanbid, en nie vir Jesus nie, dan is ek een van die baie op die breë pad. Want dis wat Johannes 14 vers 6 sê. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Hy is die verlosser. Niemand anders nie. Niemand anders kan jou red nie. Geen ander God kan jou red nie. In Handelinge 4 vers 12, daar is geen ander naam waardeur God wil dat ons gered moet word nie. En daardie naam is Jesus. Dis net deur Jesus waardeur God wil dat ons gered moet word. So as jy nie in hom glo nie, is jy op die breë pad. En is jou uiteinde nie die ewige lewe in die hemel nie. Johannes 14 in die begin het hy gesê, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, dan kom ek terug en dan kom haal ek julle, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis 'n belofte wat Jesus maak aan die wat in hom glo. Net aan die wat in hom glo. En as jy in Jesus glo, dan sal jy ook uit dankbaarheid vir jou verlossing wat Jesus bewerk het, aan God gehoorsaam wees. Dan sal jy doen wat God wil hê jy moet doen. Nie wat jy self besluit jy wil doen nie. En dan sal jy 'n opdrag soos om kerk toe te gaan gehoorsaam. Sal jy nie besluit om uit jou eie uit maar daar in jou privaatheid by jou huis kerk te doen. Jy sal doen wat God wil hê jy moet doen. Jy sal jou gawes en jou talente in die kerk gebruik om die gemeente as liggaam van Christus daardeur op te bou. Dis wat God wil hê jy moet doen. Saam met medegelowiges sal jy hom in die kerk aanbid. Dis wat hy wil hê. As jy dit nie wil doen nie, dan wil jy op die breë pad wees. Watter pad is jy regtig? Dis die vraag wat elkeen van ons vanoggend sal moet antwoord. En baie goed oor sal moet nadink. Daar's 'n breë pad, daar's 'n maklike pad. Die pad waarop die meeste mense gaan. Maar die uiteinde van daardie pad is die helse vuur. En daar's 'n smal pad, 'n nou paadjie, 'n moeilike pad, 'n styl pad. Hy het nie baie afdraandes nie, daar's struikelblokke. Daar's slaggate in daardie pad. En die Heilige Gees is Christus wat in ons kom woon en wat ons attent maak op daardie slaggate. Wat vir ons uitwys wanneer die versoekings van die duiwel kom. Sodat ons vir dit kan nee sê en aan God gehoorsaam kan wees. Ja, dis nie 'n maklike pad nie. Dis 'n pad van swaar kry. Dis 'n pad wat dikwels met lyding gepaard gaan.
Soos Paulus vir Timoteus geskryf het, almal wat in Christus Jesus aan God toegewy wil lewe, sal vervolg word. En as ons kyk na die profetiese leidingmotief, waarvan ons ook verlede Sondag aand gepraat het uit Jesegiel uit, dan sien ons hoe dit amper al die profete lyding ervaar het, swaar gekry het. Jesaja moes vir jare kaal rondloop. Hosea moes getroud wees met 'n vrou wat aan hom ontrou is, wat egbreek pleeg. Jeremia was in 'n put gegooi, en Jesegiel se vrou, sy moes sterf. Die smal pad is 'n moeilike pad. Die regte pad is nie maklik nie. Dit vra volharding. Uit dankbaarheid vir ons verlossing wat Jesus vir ons bewerkstellig het, vra dit vir ons volharding. Volharding in die geloof. Dis waarom Hebreërs ook sê, in hoofstuk 10 vers 36, volharding is wat jy nodig het, sodat jy gered kan word. Volharding op die regte pad. Ons kan nie by onsself dink, ag, maar die breë pad lyk so lekker. En die meeste mense is mos in elk geval op daai pad. Almal doen dit dan. En dan agter hulle aankarring, met die breë stroom saam vloei nie. Nee. Al is jy die enigste ou wat op die smal pad loop, wat die regte pad loop, moet jy aanhou om dit te doen. Want dis wat God van jou vra. En dis alleen dan wanneer jy gered word. Mag ons Hemelse Vader vir ons die genade gee om te besef hoe belangrik ons geloof in Jesus is. Maar ook om te besef dat geloof met verantwoordelikheid gepaard gaan. Dat geloof moet oorgaan in aksie. Uit dankbaarheid vir ons verlossing moet geloof oorgaan in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God se wil. Ek moet hom dien soos hy gedien wil wees. Nie soos wat ek self besluit nie. Anders is daar net 'n geween en 'n geknars van tande wat vir my wag. Maar glo ek in Jesus en uit dankbaarheid as ek gehoorsaam aan hom, dan wag die ewige hemel en die ewige heerlikheid vir my. En ek kan nou al seker wees daarvan. Want dis 'n belofte wat God maak. 'n Belofte waaraan ek kan vashou met volharding. Al is dit soms moeilik. Al gaan dit soms met lyding gepaard. Ek het nou gepraat van die profetiese leidingmotief. Die grootste profeet van alle tye, Jesus Christus, sy lewe was gekenmerk deur lyding. En ons het juis met Hemelvaartdag ook gepraat oor Jesus se lyding, oor sy kruisdood, die onskuldige, wat onskuldig gesterf het, gemartel is, bespot is, aan 'n kruis vasgespijker is, sodat die skuldiges vrygespreek kan word en lewe wanneer hulle in hom glo. Moenie wanneer dit moeilik raak, wanneer die duiwel met sy versoekings kom, wanneer die slegte vriende en al die baie stemme jou van die regte pad af wil verlei, agter hulle aanloop nie. Die uiteinde is nie die moeite werd nie. Eerder nou 'n bietjie swaar kry en 'n bietjie lyding verduur, en ewige vreugde, as 'n bietjie vreugde nou, en ewige smarte. Dis die keuse. Die keuse is joune. Wat kies jy?
Amen. Kom ons bid saam. Genadige Vader, ons lees in die woord dat die wat gered word min is. En ons besef weer vanoggend wat 'n groot voorreg dit is wanneer ons deel kan wees van Christus deur die geloof in hom en van sy kerk en van u koninkryk. En ons besef ook weer eens dat dit maar net genade is as ons op die regte pad is. As ons deel is van die bietjie. Want ons weet, Here, dat ons dit nie verdien nie. Ons word net uit genade gered. En daarvoor loof en prys en dank ons U. Maar ons besef terselfdertyd ook watter groot opdrag en verantwoordelikheid ons het om na daardie baie toe te gaan wat op die breë en verkeerde pad is. Om met ons getuienis, met woord en daad, hulle uit te nooi, om op die smal pad te kom loop. Ja, Here, ons weet die smal pad is baie keer 'n moeilike pad. Dikwels gaan dit met lyding gepaard. Maar ons weet ons volg Christus in sy lyding en dat dit vir ons 'n voorreg is om ter wille van Christus te ly. En daarom verduur ons lyding, verduur ons vervolging, verduur ons bespotting, verduur ons om verwerp te word en deur die wêreld uitgeskuif te word. Omdat ons anders is. Omdat ons heilig wil wees. Omdat ons aan U gehoorsaam wil wees. Ons weet dat die uiteinde die moeite werd is, dat die beloning groot is. Die beloning wat ons net uit genade ontvang. Ons bid daarom, Here, dat ons die erns van hierdie saak sal besef. En dat ons hierdie verantwoordelikheid wat ons het, om die ander wat dit nie besef nie, wakker te maak. Dat U ons sal help deur die Heilige Gees en vir ons die regte woorde op die regte tyd sal gee, sodat ons getuienis uit eerbied vir U en met beskeidenheid en nederigheid sal lewer, sodat U koninkryk daardeur uitgebrei kan word. So bid ons vir ons gemeente. Ons vra, Here, dat U ons gemeente sal laat groei. Geestelik sal laat groei en ons geloof sal laat groei. Maar ook in getalle sal laat groei. Ons bid dat jong mense en kinders weer by ons gemeente betrokke sal raak. Dat hulle ook hier 'n geestelike tuiste sal kan vind. Hier vir U kan kom dien met hulle gawes. Ons dank U, Here, vir elke lidmaat, elke getroue lidmaat, wat deur soveel jare heen elke Sondag in die kerk is. En dat hulle doen wat U wil hê hulle moet doen. Ons bid vir so baie ander wat afgekoel het en vervlou het en wat nie is waar hulle veronderstel is om te wees nie. Ons dank U, Here, omdat U ook weet wie graag hier wil wees, maar nie kan nie. Maar ons bid ook vir hulle wat kan, maar nie wil nie. Ons bid vir elkeen wat siek is in die hospitale en ook tuis. Elkeen wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Ons bid vir al ons lidmate wat verhuis, hulle wat al reeds verhuis het, wat ook terug verlang na Falkenried se fantastiese familie. Ons dankie vir die bydrae en rol wat hulle ook in ons gemeente gespeel het, en wat baie van hulle nog steeds speel, deur hulle voorbidding, deur hulle dankoffers en deur hulle toewyding. Ons bid, Here, vir elkeen wat na hierdie boodskap luister. En ons vra dat U die naprediker van U woord sal wees. Dat U hierdie saad wat gesaai is, sal laat ontkiem en groei. En dat dit in ons lewens vrugte sal dra. Sodat ons produktief kan wees in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers. Ons nooi ook die van u wat elektroniese dankoffers wil gee uit, om dit ook gerus te doen. Die bankbesonderhede is daar op die skerm, so al wat u moet doen is om net die kerk as 'n begunstigde by te voeg by u elektroniese bankdienste. U kan herhalende betalings selfs ook doen as u wil, onder herhalende betalings, en kan die bankbesonderhede net invul. Dis 'n Absa checkrekening. Die naam van die rekening is NG Kerk Falkenried. Die rekeningnommer is 480147871. Takkode is 632005. Jy kan op hierdie manier dan ook elektronies u dankoffers bydra. En ons sê baie dankie vir elkeen wat dit reeds doen. Geseënde dag vir die van u wat elektronies na ons geluister het.